Father, as the song says that we sung just now, the stone is rolled away. Lord, in that, it just shows us that you are alive. And as I look at this picture that came up on the screen, the water, the sun in the far behind the clouds, I just see your footsteps in the sand. Your footsteps guiding us. Your footsteps leading us. En Here, dankie dat ons op hierdie goeie Vrydag, die dag wat ons u kruisiging herdenk, by mekaar kan kom. Here, hierdie dag wat die belangrikste dag op ons kalender is, Here, as kinders van God, om te weet dat u na die kruis gegaan het, meer as 2000 jaar gelede, en die prys vir ons betaal het. Here, ons eer u. Ons sê vir u dankie. Ons sê vir u dankie, Here, dat u seun die prys betaal het vir ons. En Here, ek bid dat soos ons tyd in die woord spandeer, dat u vir ons sal wys, Here, wat hierdie dag vir ons beteken. Here, wat dit beteken om te sê, Jesus, die deur. Jesus, the door. And I pray, Lord, that you will reveal that to our hearts this morning as we read your word and minister your word in Jesus' name. In Jesus' naam. Amen. Amen. Goeiemôre almal. Good morning everybody. Baie dankie aan aanbiddingspan. Sonder aanbiddingspan is dit vir my soms moeilik om die Here te loof, maar hulle maak dit vir ons maklik. They make it for us easy to worship him. Goeie Vrydag. Interessant dat die naam is Goeie Vrydag. Vir Jesus, meer as 2000 jaar gelede, was dit nie so 'n goeie Vrydag nie. Maar vir ons is dit 'n goeie Vrydag. For us, it is a good Friday. Wanneer ons die Here se woord lees, wanneer ons sy woord bestudeer, besef ons en weet ons dat daar so baie waarhede in die skrif ingeweef is. Want jy kan nie net lees om te lees nie, jy moet lees en dat die Heilige Gees vir ons openbaar wat in die woord is. So ons lees die woord soos wat die Heilige Gees ons lei. En baie keer verstaan ons dit wat ons lees of verstaan ons nie dit wat ons lees nie. Maar vandag vertrou ek dat die Here vir ons deur sy woord sal wys wat dit is. En soos my boodskap tereg sê, die kruisiging, Jesus, die deur. En ek vertrou regtig dat die Here aan ons sal openbaar wat hy wil sê. Want op hierdie dag, op Goeie Vrydag, is daar so baie wat ons met mekaar kan deel. Daar is so baie wat ons kan sê, wat op hierdie dag gebeur het, wat plaasgevind het. En wanneer ons na Johannes gaan, sien ons in Johannes dat hy 'n kragtige verklaring gemaak het. Jesus het 'n kragtige verklaring gemaak in Johannes. En baie keer lees ons dit net om dit te lees, maar luister hier, Johannes 10 vers 9, Jesus sê, ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. En hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. I'm going to read this scripture in English also. Jesus says, I am the door. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pastures. To make that statement saying, I am the door. Through me, you will be saved. And in this scripture, as Jesus says, I'm the door, that is as the only way for salvation. The only way for protection.
acting both as an entrance and as a guardian. 'n plek van ingang, as ook 'n plek van veiligheid, 'n plek van beskerming. Dit is wat Jesus sê. Jesus meets humanity at the door. He doesn't meet us in the middle of the room. He doesn't meet us outside. He meets us at the door. Not before you have cleaned yourself. Nie voordat jy jou sondagstemmetjie opgesit het nie. Hy ontmoet ons by die deur, want hy is die deur. Dis waar hy ons ontmoet. When we enter a house, or an office, or a building, what is there in front of you? A threshold. There's a threshold, a drempel, a threshold that you must step over to come into a building, into an office, into a room. Daar is 'n drempel wat jy moet oorstap. En soos wat Jesus tereg sê in Johannes 10 vers 9, ek is die deur, ek is die drempel. Dis wat hy sê, I'm the door, I'm the threshold that you step over into. Jesus is the delet. Delet, a beautiful Hebrew word that means door. Jesus is the threshold. Jesus is the delet. And that represents transition, opportunities, a safe place. Dit is wat dit vir ons sê. And at the door, he meets us. Jesus is the sacrifice poured out at the doorway to bring us into the household of God. He brings us in, he guides us in. As we meet him at the door, as we receive him as our Lord and Savior, we enter into a covenant with him. We enter into his house. And the threshold covenant is the oldest covenant. The oldest. Die drempel van 'n huis is nie net 'n plek wat ons instap nie. Dink gaan aan jou eie huis. Dis nie 'n plek wat jy net instap nie. Vir ons is dit baie keer algemeen, ag ek stap net gou in die huis in. Ek stap gou in die kamer in, maar elkeen het 'n drempel. Dis nie net die plek waar jy jou skoene uitskop nie. Nou ek weet in Suid-Afrika loop ons met ons skoene in die huise in. Oor see trek hulle skoene uit voordat hulle by 'n huis instap. Veral in Europa, hulle trek hulle skoene uit, hulle het 'n spesiale plek waar hulle die skoene uittrek en dan stap hulle verder in die huis in. So dis die plek waar jy behoort. Dis die opening, die grens tussen een ruimte en 'n ander. Want hoe dit buite lyk en hoe dit binne lyk, hoe die atmosfeer buite is, hoe dit binne, alles verskil. So 'n verandering vind plaas, soos wat jy oor daai drempel stap. Die oorgangspunt tussen identiteit, die plek van verwelkoming, of die plek van oordeel. As ook die simbool van verbond. As ook die simbool van lojaliteit. Aan wie? Aan die meester van die huis. Lojaliteit, verbond aan die meester van die huis. Baie interessant is dat in die antieke wêreld was daar nie dokumente geteken wanneer daar toegestem is tot bepalings en voorwaardes nie. Daar was 'n verbondsmaaltyd by die drempel geëet. Baie interessant.
By die drempel was 'n verbondsmaaltyd geëet. 'n Lam of 'n bok is geslag en sy bloed is na buite gegooi. Sy bloed is buite gegooi. By die deur uitgegooi. En die kuiergas en die genooide persoon moes oor die bloed trap. Moes oor die bloed trap om by die huis in te stap en in vrede in te gaan. Dis bitter interessant. Dan gaan jy in vrede in, soos wat jy oor die bloed gestap het. Thresholds are where you enter a house under the authority of the master. The threshold is the place where covenants are cut. Covenants are cut there. The place where identities change. And where you stop being just a visitor and become family. You become family. The rules were simple. When we study that, the rules were simple, brutal, but holy. Cross the blood in dishonor. It is treason. Step on the blood. It's rebellion. Step over the blood. It's covenant. In everything in this word, that what God has said, there's rules. We now understand why the writer of Hebrew was using the phrase in Hebrews 10:29, of how much worse punishment do you suppose will he be thought worthy who has trampled the Son of God underfoot, counted the blood of the covenant by which he was sanctified a common thing, and insulted the Spirit of grace. Wow. Step not on the blood, step over the blood. This isn't just random New Testament wording. This is threshold covenant. It's covenant law. Jesus went to the cross more than 2,000 years ago, shed his blood for us, the most precious blood that there can be. And his word is so full of revelation for us to take in. You don't enter a house and then treat the master like a roommate. You honor him. You honor him. You honor the master of the house. That entrance, that door frame becomes an altar. The threshold becomes the boundary of covenant. Those inside are protected by the blood of the Lamb. As ek en jy in Christus is, word ons beskerm deur die bloed van die lam. Ek weet julle ken hierdie deel in Johannes 14 vers 6. Baie goed toe Jesus gesê het, ek is die deur. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Maar ons moet waak dat dit nie net algemene kennis is wat ons baie keer op 'n yskas sien nie. Ons moet waak dat dit nie algemeen is nie. Jesus het Exodus 12 aangeroep. Hy het die Pasga deuropening aangeroep. Hy het die drempel aangeroep. Dis wat hy gedoen het. Hy het gesê, ek is die bloedgemerkte ingang tot die Vader se huis. Ek is die bloedgemerkte ingang tot die Vader se huis. Dis wat Jesus sê. Hy sê, ek is die delet. Ek is die enigste regmatige ingang. As ek 'n kind van God wil wees, is die ingang Jesus. As ek vir ewig wil leef, wedergebore is die ingang Jesus. Daar's geen ander manier nie.
Vanoggend toe julle by hierdie gebou ingestap het, daar is net een ingang hoe om hier in te kom. Daai ingang gaan jy nie red nie. Ek wil net 'n voorbeeld gebruik. Enigste manier hoe jy vanoggend hier kon ingang, daar is net een deur wat oop is vanoggend. Is een deur oop om in die koninkryk van God te kom. En dis Jesus Christus. Hy is die enigste deur. The cross is the threshold lifted up. Interesting, Jesus didn't die in the temple. He didn't die in the synagogue. He didn't die in the marketplace. He died outside the gate at the threshold of Jerusalem. Everything inclined, alles is so ingeweef, buite die stad, by die ingang van Jerusalem. Dis waar hy gekruisig is. Ons lees in Hebreërs 13 vers 2, daarom het Jesus ook, om die volk deur sy eie bloed te heilig, buitekant die poort gelei. Wow! Nie binne nie. Buitekant die poort het hy gelei. The doorway became a portion and the lamp supplied his own blood. En sy blad het nie net toevallig in die grond geval nie. That blood that fell on the ground anointed the threshold of the world. There's only one way, Jesus Christ. The new covenant is not that God lowered his standards. The new covenant is that God opened the real door. He opened the real door for our salvation, the real door to the world. Hebrews 10:19-20. Therefore, believers, since we have confidence and full freedom to enter the holy place, the place where God dwells, by means of the blood of Jesus, by this new and living way which he initiated and opened for us through the veil, as in the Holy of Holies, that is, through his flesh. Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan, deur die bloed van Jesus, op die nuwe en lewende weg, wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees. Maar wat vir my so interessant is van hierdie skrifgedeelte, terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het, ons moet vrymoedigheid hê om in die heiligdom in te gaan. Dit help nie, ons staan net buite en hoop iets gebeur nie. Ek en jy moet vrymoedigheid hê om in te beweeg. Ons moet die vrymoedigheid hê om te sê, Jesus, U is myne, ek is in U. Dit is wat ons moet hê, ons moet daai vrymoedigheid hê. Dis wat hy van my en van jou vra in hierdie skrifgedeelte, om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus. So daai bloed wat gevloei het aan die kruis en voor die tyd met die marteling en alles wat hy deurgemaak het vir my en vir jou 'n weg gegee om deur die bloed in die heiligdom in te gaan. En die bloed en gehoorsaamheid gaan saam. Dis nie net die een of net die ander nie. Die bloed en gehoorsaamheid gaan saam. Dis hoekom Jesus in Johannes 14 vers 15 sê, as jy my liefhet, bewaar my gebooie. Here, ek het U lief, maar nee, as jy my liefhet, bewaar my gebooie. Ja, maar Here, die lewe is baie moeiliker hierdie tyd as wat dit, as jy my liefhet, bewaar my gebooie. Dis wat God van my en jou vra. Dan die finale hek, die finale drempel. Openbaring 22 vers 14. Salig is die wat sy gebooie doen. Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad.
gaan deur die hekke, gaan deur die deur, gaan deur die dellet, trap oor die drempel. Die bloed vernietig nie verbond nie, die bloed bevestig dit. Die bloed van Jesus bevestig die verbond. En dit sê, jy behoort aan iemand, jy behoort aan my, sê Jesus. Die Pasga bloed aan die deurkosyne was nie die einde van Israel se verhaal nie. Dit was die begin van Israel se verhaal. Dit was die begin van alles. Die deur is daar om ons in te bring in die huis. Gehoorsaamheid. Obedience is how we live in the house. Gehoorsaamheid is hoe ek en jy lewe in die huis. In die huis. If you do not want the way of Jesus, that's what he says. If we don't want to obey him, why do so many still try to enter his house? I want to enter your house, but I don't want to obey you. Kom ek sê so. Julle het huise. As jy in iemand anders as ek in iemand se huis inkom, sê nou maar ek gaan by Tenus, of by Jakobus, of by Fred, wie ook al, of by Jacob, sy huis in. Ek kan nie gaan maak net wat ek wil in daai huis nie. Ek kan nie daar instap en vir hulle sê wat hulle moet doen in hulle huis nie. Ek respekteer hulle. Ek respekteer die eienaar. Ek respekteer die meester van daai huis. So baie keer wil ons in die huis van die Here inkom en dan wil ons maak as dit wat ons wil doen. I need to honor him. I can't do what I want to do. We need to honor him. That's what we need to do. We either enter into covenant loyalty or stay outside with religion. We've got a choice, two choices. In or out. That's our choice. And when we enter a building, we step over the threshold. And we make a transition. Die hele Bybel is een groot deur. Een groot deur. Pasga het bloed op die deurkosyn gehad. Ons weet dit, ons lees dit, ons beleef die skrif in dit. Die kruis het die drempel geword wat hoog opgelig is, wat hoog verhewe is. Openbaring eindig met poorte wat oopgaan. Vir almal? Nope. Nee. Vir verbondshouers. Here, ek het U aangeneem. As jy hom aangeneem het, is jy 'n verbondshouer en jy het plek in sy huis. Always the blood. Always the threshold. Always decisions that we need to make. Ons het altyd keuses om te maak. And the King of Heaven, the King of Heaven, the one who spoke galaxies, julle weet, God het net gespreek, en die planete, alles het ontstaan, net deur te spreek. This King of Heaven, the one who spoke galaxies into existence, bowed low, like the dead, became poor like the one who waits at the door, laid himself down at the threshold, so the world could finally come home. The world can come home. The world can be saved. But we have a choice. Are we in or are we out? Jesus didn't die
so that we can stay the same. Hy het nie gesterf sodat ek en jy dieselfde kan bly nie. Hy het gesterf sodat ons kan inkom. He died so that we could enter. And when we enter, we honor the Master. That's why He went to the cross for us. The cross, the threshold is in holy fear, holy obedience, holy trust. Heilige vertroue. Net een vraag. Is jy binne? Will you enter? Will you belong? Will you keep the covenant? The blood is already there. The door is already standing. The threshold is not a decoration. It's a dividing line. It divides. En om het vir jou maklik te maak, dink aan jou eie huis. Daai drempel. Wat is buite? Wat is binne? Enter through the door. Honor the blood. Keep the covenant and live. Ons lees in Genesis 2 vers 21 tot vers 22 dat God 'n vrou, Eva, vir Adam gevorm het. Maar wat baie interessant was, toe God besig was om Eva te vorm en haar voor te berei vir Adam, was Adam in 'n diep slaap. En God het 'n rib gevat. Nou mense om 'n rib uit te haal, moet daar mos 'n opening wees. So toe God, en dit is my weergawe, die opening maak, moes daar bloed gevloei het. Vir Adam, om sy bruid te kry. Nou, Jesus, when Jesus went to the cross, just before He died, or after He died, the Roman soldier put a spear in His side to see if He's dead, and water and blood came out. Jesus died a physical death to be risen after 3 days again. But He died a physical death. His blood poured out for His bride. That's us. That's patterns in the Bible. His own shed blood was the price Christ paid for His bride. His beloved. Mense, hy het dit vir ons gedoen, oor hy so lief is vir ons. Het hy dit gedoen. The cross was a choice Jesus made Himself. The cross was not ceremonial. It was costly. Dit het 'n duur prys gekos. Jesus the door, Jesus the threshold, Jesus the delet, Jesus the one who made a way for me, who made a way for you. En dan daai bekende woorde, net voor Jesus sy asem uitblaas. Dit is volbring. It is finished. Testelestai. Dit is klaar. En vanoggend kan ons met die versekering weet dat Jesus sy bloed nie verniet gevloei het nie. Sy kosbare bloed het gevloei vir my en vir jou om lewe en lewe in oorvloed te bring. En vanoggend, soos wat ons die beker, die brood neem
en die beker neem, wil ek vir jou vra om stil te raak. Word stil voor die Here, soos dat ons deel in die brood, dit wat Jesus se liggaam verteenwoordig, en die wyn, die beker, wat Jesus se bloed verteenwoordig. En ons gebruik dit vanoggend met die wete dat hy vrywilliglik na die kruis gegaan het. Want hy het 'n keuse gehad. Maar hy het vrywilliglik na die kruis gegaan vir my en vir jou. God met ons, God in ons, die een wat ons beskerm en die een wat ons lei. Vader, dankie dat ons kan weet dat U seun Jesus Christus na die kruis gestuur het om die sonde boete te doen wat vir ons beskore was. Here, dat hy die prys ten volle betaal het vir ons. Vader, dankie dat ons kan weet dat Jesus die deur is. Waar U self gesê het, ek is die deur. Ek is die deur tot die Vader. Here, ons sê vir U dankie. Ons sê vir U dankie dat Jesus die deur is tot verlossing, tot ewige lewe. En Here, wanneer ons na die kruis kyk, sien ons vandag die kruis is leeg. Wanneer ons na die deur kyk, besef ons dat Jesus self sê, ek is die deur, I'm the door. And Father, when we look at the threshold, that we will know, as Jesus is the door, is the threshold where we step over into a relationship with Him, into a covenant with Him, Father. And Lord, we give You the honor. We praise You. We exalt You. Because all honor is to You, Lord. To no man. To no man. Here, dankie dat ons kan deel in die volheid van dit wat Jesus gedoen het. En dat ons 'n lewe in oorvloed kan hê. Ek bid, Vader, dat U oor hierdie naweek met ons sal wees. Here, dat wanneer ons maaltye het oor hierdie naweek, dat ons presies sal weet dit wat Jesus gedoen het. Wanneer ons by 'n kamer instap of by 'n gebou instap, dat ons sal besef wat die drempel beteken. And Lord, when we come into Your house, we know it's holy. When we come into You, Jesus, You are holy, and we need to be obedient to You. En ek bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.